As jy my ken, ek hou van superheroes. Dis lekker om te kyk. En wie het goed geword met superheroes in die huis? Superman en Batman, my paar van ons. Regtig. Maar okay, is kon wees direk jy weer. Nee, maar as jy klein was, jy heel moontlik die cartoons kyk en vandag is dit die Marvels, nee, as ek reg was, die Marvel company, nee. En maar ek hou baie van Superman. Hy is 'n normale ouetjie wat nou nie is normaal gewees nie. Nee, Batman is normaal, maar Superman is nice ou gewees. Hy het 'n disguise gehad en hy kan homself wegsteek en hy is die dorpie ou gewees wat 'n reporter was en hy het op 'n manier weggeraak as daar nou mos aksie was. En dan dag Superman op. Was altyd 'n telefoonokkie gewees. Hulle sê die rede hoekom Superman nie meer vandag meer werk nie, is ons nêrens met telefoonokkies om hom aan te trek nie. En dis hoekom hy nie meer kan opdaag op die scene nie. Maar Superman, hy is awesome gewees, maar hy het een of ander, hy het die nemesis gehad, het iets gehad wat hom kon powerless maak. En vir baie van die manne vandag is dit hulle vrouens, maar in Superman se geval gewees, is dit kryptonite gewees. Nee? Kryptonite is hierdie groen steen wat in 'n planeet kom en het hom kragteloos gemaak. En dan kon hy niks maak nie, en ek het nou oplees, daar's rooi en swart en wit kryptonite gewees, en elkeen het 'n ander krag gehad, maar kryptonite het hom powerless gemaak. En ek het op jou gesels oor ongeloof. Die kryptonite van elke gelowige. Want sien, as 'n gelowige het ek en jy ook iets wat ons magteloos maak. Superman is awesome ou gewees, maar wanneer hy magteloos was, ek onthou die hele Superman, ek dink so met 3 gewees, toe hy klein was, met baie bad graphics gewees wat hulle gehad het, en toe die ou hy moes sy krag opgee vir Lois Lane, en toe gaan hy in 'n bar en toe staan hulle mekaar en hy is magteloos gewees, die eerste keer voel hy pyn. Ek nie vir jou nie, maar hy het al magteloos gevoel. Kyk, hier's baie manne, vrouens, as jou man nie vir so aandie was nie, sies vir jou. Hulle het weer karre stuk in geslaan hierso, nee. Hulle sê vir Gert wil van Toutie af. Hy is daar as kinderkerk hoof gewees, en awesome ou, Gert, baie welkom by ons. En Gert, die manne hier so het anger problems. Ons het karre hier gehad, hulle die kar stuk geslaan met 'n sledgehammer. Maar hulle is redelijk onstopbaar gewees, maar Superman het amper onstopbaar gewees. Hy het die een ding gehad wat hom 'n vulnerability gemaak het, dis kryptonite gewees. Kryptonite het hom vulnerable gemaak, het hom kragteloos gemaak. Hoor wat sê Tony Reineke, hy sê, unbelief is the kryptonite of every unbeliever. Of every believer, So unbelief is the kryptonite of every believer. Dis die ding wat my en jou vulnerable, wat my en jou kragteloos maak. Daar's niks magtiger as 'n kind van die Here wat geloof het nie. Want sien, deur geloof kan God baie dinge in my en jou lewe regkry. Laat ons saam na 1 Johannes 5 vers 4 toe. 1 Johannes 5 vers 4. Dis na Genesis en dis voor Openbaring. In die Bybel weet waar dit is, hier op die bord. Hy sê volgende, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Onthou jy, daar is die game gewees. Die game is gewees waar jy mekaar moet alles mee wen. Nee, wat 'n game gewees? Amper soos Ting Tong Cha gewees, nee? Die is sterker as daai, hierdie wen daai. Onthou dit, ons nou so daai Pick n Pay kaart nou gewees waar almal nou gesê het, maar die ene is sterker, ek gaan dit verstaan nie. Met die nommertjies op en so voorts en hulle kinders ook gespeel, net my kinders. Hulle het 'n game gemaak daar by Trakestel, wat hulle het nou die ene, maar hy sê altyd God gebore oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld win het, naamlik geloof. Alles het God oorwin die wêreld en dit was gewees geloof. Die grootste superpower wat ek en jy as kind van God kan beskik, is nie baie geld nie, is nie baie mooi karre of die beste vrou nie, dit is geloof.
Dis geloof. Want uit geloof uit is alles gemaak. Matteus 17 sê Jesus, as jy geloof soos 'n mosterdsaad het, kan jy berge versit. En ek sal nie weer my berg nou vertel nie. Almal ken hom nou al. Nee. Ja. Maar hy sê as jy geloof soos 'n mosterdsaad, kan jy berge versit. Wanneer 'n geesvervulde Christen geloof het, kan niks of iemand hom stop nie. Hulle kan nie ophou praat oor wat hulle gesien gedoen het nie en self nie eers die dood nie. Hoor gou vir my. Het jy al iemand so iemand beleef? Hulle het dit glo vir enigiets. Hulle bid en dit gebeur. Hulle sien dinge happen en hulle hou nie op praat nie. Hulle hou aan. Hoor gou, Hebreërs 11 vers 4, plak eens in toe. Ek gaan vir jou wys wat gebeur as jy geloof gehad het, selfs na die dood. Hy sê, deur die geloof het Abel was wie gewees? Abel was Adam en Eva se seun gewees. Okay? Wat gebeur? Hy het 'n offer gebring, hy en sy broer. Wat Abel gebring, by the way? Abel het wat gebring? Abel het wat gebring? Wat 'n offer het hy gebring? Vinnig, Piet. Hy het skaapvleis geoffer. En Kain het groente geoffer. Ek tuig God se kar nie voor. Want toe God Kain se Abel verwerp, hy het Abel se offer geaanvaar. Hoor gou wat sê die Bybel. Hy sê Abel het 'n beter offer aan God gebring as Kain. Waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het en deur dieselfde geloof hy nog spreek na hy dood is. Beteken dat niks gevaarliker as 'n geesvervulde kind van God wat geloof het nie. Want sien, Amos 3 vers 8 sê dat deur hom kan Jesus die werke van die vyand vernietig. Al ding wat die vyand meer vrees as 'n Christen wat geloof het, is 'n gemeenskap van gelowiges wat saam geloof het. Corporate faith. Maar sien ek net 'n swakpunt. Ongeloof. Interessant, Jesus sê, as 2 of meer kan saamstem oor 'n saak, soos hulle dit wees. Laat my wonder, as 2 of 3 mense kan geloof oor 'n saak, kan dit dan gebeur? Hoekom gebeur dinge nie? Is omdat ons nie geloof het nie. Baie keer ons bid. Hoe baie keer ons bid baie keer, ons vra Here vir dinge gebeur, maar eintlik dink ek in my hart, ek vra maar my gewete te sis. God gaan nie vir my doen nie. Jy al so gebid? Jy bid eintlik maar net om te sê ek het gebid. Sien, ongeloof maak my swak en sien dit vernietig my. En die vyand weet dit. Want die vyand soek jou geloof. Hy worry nie oor jou kar nie. Hy worry nie oor hoe baie geld jy het nie. Hy worry nie by jy kat kom nie. Hy worry oor of jy geloof het. Want geloof is die een ding wat God gebruik. Sy hoofdoel is om jou geloof te vernietig en hy doen dit deur duisende aanvalle op my terug en die doel is my geloof te vernietig. Sy primêre doel in die kerk is wat te doen? Om die unified faith, om die gesamentlike geloof te vernietig. Maar die kerk swak. En die idee maak dit vulnerable. Hebreërs 3 vers 12 en 13 is die volgende. Sorg daarvoor broeders. Maar miskien een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy lewe God afvallig geword het nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit die dag genome word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde volhard nie. Sien, dis wanneer eenheid in die kerk beskadig word, wat gemeenskaplike geloof seer kry en afvalligheid gebeur. Hoe baie mense sê maar ek kry seer in die kerk.
daai pastoor, of daai broer, of daai tannie, of daai sussie, hulle het nie gegroet nie, en mense kry seer, en hulle word afvallig. Iemand sê nou dag vir my, wie dit was nie, ek dink Johan was nie, en hy het sy stats gelees. Hy sê dis, om 1 naweek werk hulle vir die kerk af, is moeilik. 2 naweke, die 3de naweek begin het maklik raak, na 4 naweke is jy so geontkerk, jy moet nie meer kerk kom, is maklik. Dis scary. Die vyand weet dit. Sien die geloof van 'n Christen is God se uitverkore kanaal om sy genade, sy redding, sy genesing, sy regverdiging, sy bevryding aan die wêreld te bring. En as sy vyand my geloof kry, dan immobilize hy my en hy immobilize jou ook. Want sien, as jy geloof het, kan ons sy werke vernietig. Dis deur geloof. Ons wat die woord kom en sê, as jy geloof het, dis deur die geloof. Ons waar hy kom, Matteus, Markus, Johannes, hy sê deur die geloof, deur geloof. En vir hierdie rede is die fight vir geloof, en vir die geloof, en in die geloof, so ongelooflik belangrik. Hoor wat sê 1 Timoteus 6 vers 12. Hy sê, stry die goeie stryd van politiek, van geloof. Gryp na die ewige lewe, want jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Sien, ek en jy fight elke dag in die battle van geloof. Nie vir jou nie, maar ek weet ek doen. Jy moet glo. Glo gaan beter word. Glo gaan deurbraak kry. Glo goed gaan gebeur. En nes, almal van ons is daar hierdie vulnerability tot ongeloof wat disoriëntering en ontmoediging word, naamlik opgee. Wie het al beleef? Jy word ongelowig, jy begin twyfel, en wil jy opgee. Dan word nie, maar wat volgende? Hoe maak ek? En wanneer by geloof kom, is dit waar ek nie is, presies waar ek nie is. En my helper is die Heilige Gees, wat my deur God se woord begin lei, en baie keer, deur medegelowig sal hy kom, hy sal vir my sê, luister, dalk deur Dries, of dalk deur Piet, hoor die Ewan, maar, begin glo. Ons het 2 weke terug, het begin het gehoor van getuienisse. Interessant, hoe baie daar getuienisse, mense se harte gestuur het, wat weer geloof toe. Van genesing, van deurbraking, van wat ek al maar gewees het. Sien, dis wanneer daar 'n gelowige bykom, en hy sê, maar, hoor die Boeta, het jy gehoor? Of ek God se woord begin klim. So, daar's 4 dinge wat ek in die woord het al, wat my help, om ongeloof te bestry. Maar dan moet nog iets wees in die woordheid. En die eerste ding is ek moet kyk en ek moet besef van waar kom my krag? Wie is my bron van krag? As ek 'n plek sou uitplak hierson, gaan hy nie werk nie. Hoekom nie? Hy is nie ingeplak by die bron nie. As jy môre sou jou water afsny by die huis, die kraan toedraai wat buite is, en hom afsny, en jy kan die huis opmaak, gaan daar water kom. Hoekom nie? Want die bron is afgesny, die bron. Die bron van waar jy goedes kry, beteken wat jy gaan kry. As jy jou kombuiswater aan jou toiletwater sou vasmaak, watter water gaan jy kombuis in kry? Jou vuil water, want die bron is vuil. Baie keer wil ek my geloof gaan kry by plekke anders as God. En dan wonder ek, hoekom sukkel ek so? Want God is die bron van alles. Hy is my bron van geloof. Petrus kom Matteus 14:28 en dis 'n baie mooi voorbeeld van waar hierdie ou Jesus, hy kom op hy is op die see, en wat gebeur? Hulle sien vir Jesus, en hy sê, Jesus, as het U is, wat dan? Roep my uit. En wat gebeur? Hy klim op die water. Ouens, wetenskaplik is nie moontlik nie. Hy klim op die water, en hy begin op die water te loop. Maar wat gebeur?
toe hy sy oë van Jesus afhaal, begin hy sink. Toe sy oë afhaal van die bron van sy geloof, toe wat gebeur? Toe begin hy sink. Toe hy sy fokus skuif van Jesus af na die golwe toe begin hy, as ek en jy ons oë van Jesus afhaal en begin kyk na ons omstandighede, gaan ons wat begin doen? Ons gaan begin sink. Wie is jou bron? Wanneer ek myself bevind om te sink in ongeloof, is omdat ek my oë afgehaal het van die bron, van my bron af, van God af. God is alene my kan red. Sien, Psalm 91, en wat sê? Hy wat in die skuilplek van die hoogte sit, sal vernag in die skadu van Magtige. Hy sê, as jy gaan skuiling vind by God, sal God vir jou wat gee? Hy sal vir jou vesting gee. Daai vesting, praat nie net van 'n huisie nie. Daai vesting was gewees, is in 'n oorlog, 'n fortress. Hy sal vir jou 'n fortress gee. Jesaja kom en hy sê, Jesaja 40:31, hy sê, die wat op Here wag, kan nuwe krag. Nie wat wag op die bank nie, nie wat wag op my broer nie, hy wat op die Here wag. Sien, God is die bron van jou krag. Hy is die bron vir jou voorsiening. Hy is die bron vir jou geloof. Hy is die bron van alles. Hy is veronderstel om jou hoofbron van alles te wees. Nie van wie ook al jou persoon mag wees nie. Almal moet die persoon, almal moet die een persoon om ons kan bel. Hierdie een nou wat altyd alles vir jou kan doen. Nee, daai een as jy weet as jy hom bel, dan gaan hy vir jou kan sê waar om dit te kry en daai te kry en dit te doen. Hy het altyd 'n connection. Weet, almal ken so ou. Daai is jou bron nie. Hier is jou bron. Die tweede ding is, ek moet begin leer om te souk in die beloftes van God. Nou ek is die ou wat hou van bad nie, ek hou van shower, want bad nie in die vuil goed, nee. Maar as mense gaan bad, wat gebeur? Hulle vingers begin mos so opvrommel, nee? Nee, Pieter. Hulle souk so, nee? As jy, ek sien nie weet nie, ek het gehoor. Nee, het myself gereg al hierso. Ek sê vir daai manne nie. Maar as 'n paar mense wat gaan mos vir hierdie, wat as hulle naal van die voete gaan doen, nee, dan souk hulle mos jou vingers, jou voete mos, daai goeders mos. En dan druk hulle als terug, en dan druk en word, maar al word sag. Nee? Ek het herken 'n ou, en my vrou ken ek 'n ou. Wat doen met die goeders? Hierdie vir jou vingers. Daai goeders gaan doen. Ons sit eendag, ek moet nie die video kyk nie. Hy gaan my pak slaag en hy kyk sy hele tyd die video's. Maar ons sit eendag so by ontbyt. En dan kyk jy jou vingers en sê maar, is jy okay? Jou vingers blink so. Toe vertel hy vir my, ek gaan vir hierdie goeders. Maar wanneer jy souk, wat gebeur? Jy trek dit wat buite is in. Jy word bevochtig deur wat ook al mag wees. As jy jou beskuitjie vat, jy drink hom in jou koffie in, dan souk hy, wat gebeur? Hy word sag. Wanneer wat buite is, wanneer jy hom in doop, of hy in souk, hy word ingetrek, en jy word vol van, nou as jy gaan jouself gaan souk, in die gemors van die wêreld, wat gaan die binne in gaan? Die gemors van die wêreld. Die Bybel sê, ek moet myself souk die beloftes. Jesaja kom en sê, herinner my aan my beloftes. Ek het baie keer gaan, en ek moet myself net weer gaan souk en sê, Here, maar u woord sê, A, B, C. As jy die belofte het nie, daar is oor die 4000 beloftes in die Bybel, gaan soek vir enetjie. Asseblief. Maar, begin jouself, jou fokus skuif, na God toe, en souk in die beloftes, wat God oor jou gespreek het. Het verander alles. Sien, maar die beloftes van God is baie sterker as die dreigemente van die vyand. Die derde ding is,
ek gaan aanhou bid. Aanhou bid. Ons hou baie keer op bid. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in gebed en daarin met danksegging. Sien, ek moet leer om te bid in die storm. Maar ek moet ook ek moet verander my beloftes in request in verander. Here, u het gesê, u gaan A, B, C, D. Here, u het gesê, as ek kop ek sien ster, u het gesê, ek gaan vrydag nie agteruit nie. Here, u het gesê, ek gaan gesond wees. U het gesê, Here, en dan aanhou bid, en dan ook aanhou dankie sê. Hoekom sê ek dankie? Wanneer ek dankie sê, aktiveer ek geloof in my hart. God het klaar gedoen. Hy het klaar geantwoord, maar ek sê dankie en ek aktiveer my hart geloof. Want wanneer ek dankie sê, is mos dankie vir my nuwe kar oom Piet. Ek aktiveer nou geloof. Nee. As iemand vir iets gee, as iemand dankie. Maar hy woord sê oral waar hy sê, I want bid. Hy sê, in Filippense 4 sê hy ook, oral sê waar hy sê bid. Hy sê bid en sê dankie. Moet net bid nie, hy sê dankie ook. Want dit in my gees aktiveer dit geloof. Aktiveer dit binne my hart om sê, Here, dankie vir dit. Oswald Chambers sê volgende, en ek gebruik dit baie vir ons bidure. If you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Hier is baie keer van ons bid ons net wanneer ons in moeilikheid is. Nee? Ons ken ons die 2 gebedjies. Tans. Dankie vir die kos. Beskerm my as ek ry. Dis eerlik. Mense bid vir hulle kos, ek bid 1 keer 'n maand. Betal. Dis baie veiliger. Nee, ek trek jou weer. Maar ons bid dit vir ons kos, en ons bid wanneer ons ver ry. En Here, maak seker my kinders is veilig. Maar hy sê, Kolossense sê, volhard in gebed. Dit beteken om aan te hou bid. Nog voor die pop op die venstertryk. Nie eers dan nie, ons sukkel met daai ding. If you only pray if you're in trouble, then you're in trouble. Die moeilikheid is jy, ouens, dis as jy jou kar gaan diens wanneer hy moet gediens word. As iets fout is. Nee? As jy jou kar vat om verkoop te word, dan val hy vir jou. Wat? Service history. Hoekom? Die kar is die enigste gediens gewees. Maar as jy moet invat, as hy stikkend is, gaan jy baie betaal. Nee? Dan gaan jy met alle ander goedes doen. Ek sê, julle weet, as 'n kar lang dan breek hulle. Maar die 4 ding is, ek moet besef dat my swakheid vertoon die krag van God. Ons het 'n song geskryf daar, so 2 jaar terug, ding is Blackbird gewees. Is 'n kyk not be okay. So kan jy besef, ek is nie sterk nie. Paulus kom in 1 Korintiërs en hy sê volgende, hy sê dat hy die doring in my vlees, en hy sukkel met hierdie uitdaging, hy sukkel met hierdie probleem, hy sukkel met hierdie dinge in sy lewe, en hy sê, die Here sê vir my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewerslik dus my swakheid roem, so die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, is in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is ek eintlik sterk. Hy sê, God in my, sterk is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek kan nie die vyand oorwin nie, maar deur Christus kan ek hom oorwin. Deur Christus kan ek geloof hê. Deur Christus kan ek vrae kan ontvang. Deur Christus kan ek fisies bid dat gesond word. Deur Christus kan ek klomp goed doen, maar ek is swak. Ek as mens sukkel met A, B, C, D, E. Wie is hier is perfek? Jy het nie die Bybel gelees nie. Ons vorige teks het gesê, nee, Hebreërs 11, 10 vers 14. Nee, maar
Ek word perfek gemaak in my swakheid deur Christus. Hy maak my. Hy roep my perfek. Hy roep my geseënd. Al is ek nog nie. Hy sê, moet jy nie worry nie. Jy kan nooit dit wees nie, maar ek sal dit vir jou word, solank as wat jy in my bly. As jy my bly, jy is swak, maar jy is sterk. As jy my bly, sal ek seker maak, dat jy oorwinnaar is. Nou dan kom my battle, die ongeloof gepaard met 'n swakheid wat ek wens, dat ek glad nie gehad het nie. Jy baie keer skaam voel, né? Baie keer, jy voel sleg as jy 'n battle verloor. Wie hou van verloor? Ek gaan nie van verloor nie. My familie weet dit, ek haat om te verloor. Dit is my lekker nie. As ek my pa saam is nog erg, want nie een van ons hou van verloor nie. My vrou ook nie verloor, ons moet nie baie klein nie, want ons nee. Maar die Gees wil jy so baie, want jy's besig met klomp goedes, maar die Gees help my onthou, as ek swak is, as ek verloor, eintlik is ek sterk, want God het my reeds sterk gemaak in hom. Johan, vervies my. Ek weet wie die gesê het nie. Hy sê volgende, it's in our vulnerability we find true strength. Wat ek vulnerable is, wat ek my ware krag ontvang. Wanneer ek swak is God sterk in my. Ongeloof het hierdie vermoë om my swak te maak. Ek het laas gepraat oor huisves, God se teenwoordigheid. En ek sê dit daarso, dat God sy magte om jou ongeloof tegemoet te kom. Die vrou in 2 Konings 4 het ongeloof gehad. Toe Elisa vir haar sê, by die tyd volgens as jy 'n kind het God se woord al ongeloof getramp. Groot ras. En wat gebeur? In haar swakheid word God se woord sterk. En God gee vir haar wat sy nodig gehad het. Ek en jy moet besef, ongeloof, die vyand se werk is, ons plan is om my en jou geloof te steel. As ons geloof weg is, as ons geloof gefaal het hy gewen. Maar God kom my ongeloof tegemoet en hy sê, maar weet jy wat? Ek is sterk as jy swak is. Ek is hier om jou op te tel as jy geval het. Ek is hier om jou te genees as jy siek is, maar bly in my. Kom souk in my beloftes wat oor jou lewe is. Al lyk dit nie of dit al gaan waar word nie, maar die belofte in jou lewe, Habakuk 2 sê is also, if the vision delays, don't become disheartened, it will surely pass. Abraham en Josef en David, almal moes klomp jare wag vir die beloftes om te gebeur. Al vat dit lank. Souk die beloftes, maar hou aan om te bid. Nie wanneer dit sleg is nie, maar selfs wanneer dit goed gaan. God moenie 'n spaarwiel word nie, want baie keer is hy 'n spaarwiel en ek haal hom uit as my budget nie klop nie, as belasting aangeklop het, as my kind siek is, ek haal hom uit wanneer ek hom nodig het. Maar God sê, volhard in gebed. Beteken bid daagliks. Sien die vroeë kerk, Handelinge 2 kerk, het 4 dinge gedoen. 4 dinge. Hulle het gereeld tempel toe gegaan. Hulle het volhard in gebed. Hulle het volhard in die lering van apostels en hulle het samesyn gehad. Maar gebed was 'n pilaar van die vroeë kerk gewees. Was nie 'n value added service gewees nie. Het was nie opsioneel ekstra, het was essensieel tot hulle lewe gewees. Hulle daagliks saam gebid, daagliks tempel toe gegaan, daagliks fellowship gehad, daagliks ontleding van die apostels gesit. En daarom sê Paulus, hy sê volhard in gebed, en daarmee saam, danksegging, Here, dankie, dat my kinders gaan veilig wees,
dankie dat U my gaan red. Here, dankie dat U my leer om gelowig te wees. Ek kan verbid. Die woord sê, as jy iets tekort kom, bid en die Heilige Gees sal dit vir jou gee. In daai mate bedoel hy, as jy geloof nodig het, bid, Here, gee my geloof. 1 Korintiërs 12 sê, daar is 'n gawe van geloof. Daar is baie mense wat die gawe het om te mag glo vir random groot goeders. Dis 'n gawe. Maar essensieel. Volgende, wil ek vir sê, die vyand se plan is nie net om jou te vind. Hy wil kom en hy wil jou geloof steel. Hy wil maak dat jy nie gelowig is nie. Hy kan glo dat God jou kan red nie. Want jy kan glo dat God jou kan help, God jou kan wat ook al waar jy mag trek nie. Hy wil hê jy moet besef, of hy wil hê jy moet dink dat God stel nie belang nie. Dis die kryptonite. Dat jy geloof het. Wat in Hebreërs 11 vers 3 sê, die fondasie van die heelal is wat? Geloof. Dis die fondasie. Vader, mag U ons ongeloof tegemoet kom. En mag ons weer begin gelowig raak. Here, ek bid dat elke vorm van ongeloof, Here, mag Heilige Gees kom, Here, en ons help om weer geloof op te wek in my lewe. Here, mag ek besef, U is my bron. Mag ek altyd, Here, aanhou bid. Mag ek souk in die beloftes en mag ek besef, wanneer ek sterk is, wanneer ek swak is, eintlik is U sterk, Vader. In Jesus naam. Amen. Amen.